Ek dink die belangrikste gebeurtenis as ons kyk na die Midde-Ooste is die toespraak wat president Trump gister 1 April gemaak het, waarin hy so 'n bietjie gepraat het oor die verloop van die oorlog en baie min inligting gegee het oor die uiteindelike doelwitte en die langer termyn. Maar die hoofpunte van wat hy gesê het is dat die oorlog verloop goed, dit verloop volgens plan, eintlik is dit voorskedule. Presies wat dit beteken weet 'n mens nie op die stadium nie. Want hy het in dieselfde asem ook gesê dat die aanvalle op Iran gaan verskerp word, daar gaan meer bombardemente wees. Sy woorde was, hy gaan Iran bombardeer tot terug in die steentydperk. Nou dit is 'n redelike kras stelling om te maak, in die sin dat die gevolge daarvan waarskynlik baie ernstig kan wees. Indien jy dit gaan doen, beteken dit jy breek die ekonomie en jy gaan die mense van Iran onder baie moeilike omstandighede laat, waarskynlik met dieselfde politieke leierskap in plek. Nou dit kan groot onstabiliteit binne nie net Iran nie, maar ook in die golfstreek tot gevolg hê. Dit is waarskynlik nie wat die golfstate in gedagte het as hulle kyk na wat besig is om te gebeur nie. So 'n mens gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel en wat die implikasies daarvan gaan wees. So 'n paar interessante ander opmerkings wat president Trump gemaak het. Die een is dat hy die straat van Hormuz is nie die VSA se probleem nie. Hy sê die VSA gebruik nie olie en invoere deur die straat van Hormuz nie. Nou dit is grootliks korrek, maar daar's tog belangrike uitvoere wat daardeur gaan wat ook na die VSA gaan. Veral as dit kom by kunsmisstowwe en die basismateriale wat kunsmisstowwe benodig. So dit kan 'n effek hê op die VSA, nie heeltemal iets wat hy kan sê is glad nie vir hulle belangrik nie. Wat hy wel ook gesê het is dat dit is ander regerings wat van olie afhanklik is uit daai gebied, wat daai probleem moet oplos. Nou in daai konteks is daar 'n vergadering van 35 ministers van buitelandse sake onder voorsitterskap van premier Starmer van Brittanje, wat begin kyk na die moontlikhede en wat hulle moet doen na afloop van hierdie oorlog, om seker te maak die straat van Hormuz is oop, is bevaarbaar en dat olieuitvoere weer kan plaasvind. Die instelling wat president Trump gemaak het is dat as die oorlog vandag ophou is die straat môre oop. Nou dis 'n stelling wat problematies is, want dit beteken dat daar niks verander nie en dis onwaarskynlik as mens gaan kyk na die dreigemente van seemyne wat byvoorbeeld in die straatgebied losgelaat is, gaan dit nie waarskynlik nie 'n kwessie wees van vandag hou die oorlog op en môre vaar die skepe nie. Daar gaan waarskynlik so 'n bietjie meer voorbereiding moet wees om dit moontlik te maak. Maar 'n mens gaan moet sien hoe daai aspekte moet uitspeel. 'n Ander punt wat president Trump vroeër in die week gemaak het, wat hy nie gister herhaal het nie, is sy frustrasie met NAVO. Die feit dat NAVO nie daar is om die VSA te ondersteun in sy operasies in die oorlog teen Iran nie, en dat hy eintlik voel dat die VSA se verhouding met NAVO tot 'n einde kom. Hy is nie bereid om verder met NAVO saam te werk as dit hulle gesindheid is nie. Dit is 'n baie problematiese stelling om te maak. Dit skep natuurlik baie groot dit het baie groot veiligheidsreperkusies vir Europa, wat met ander woorde baie vinniger, baie meer selfstandig sal moet raak, maar dit is waarskynlik ook nie so eenvoudig soos die VSA stap weg en doen sy ding en Europa moet self sien kom klaar nie. Dit is 'n verhouding wat oor 70 jaar opgebou is, 'n baie geïntegreerde verhouding en een wat baie ernstige implikasies ook vir die VSA inhou, sou president Trump voortgaan met hierdie tipe besluit en die manier om dit uit te voer wat hy eintlik sê hulle stap net weg daarvan. Dit gaan ook groot probleme skep vir die oorlog in Oekraïne. President Trump het daaroor ook al verwys dat hy eintlik nie meer veel van 'n saak het met Oekraïne nie, dat hulle self moet sien kom klaar en dis Europa en Oekraïne se probleem. Weereens hoe dit gaan uitspeel en wat dit gaan beteken vir daai konflik, sal 'n mens moet sien. Dit kan baie belangrike negatiewe implikasies inhou vir beide Oekraïne, maar ook Europa en veral Oos-Europa wat in hierdie konteks in die spervuur gaan beland. So 'n hele klompie belangrike goed wat hy sê. Dan miskien die laaste punt is dat hy ook aangedui dat indien hy die doelwitte bereik wat gestel is in die oorlog en
Hy sê hulle is amper daar, miskien nog so 2-3 weke van bombardering hoofsaaklik. Dit lyk nie of hy op die stadium meer oorweeg om grondtroepe in Irak in te stuur nie. As mens luister wat hy gesê het, dan klink dit of dit nie op die stadium 'n prioriteit is nie. Dan beteken dit dat hy kan wegstap van hierdie oorlog en sê ek is klaar met die oorlog, ongeag of die Iranese oorgee of voldoen aan sy eise, en selfs of daar 'n vredesooreenkoms of 'n skietstilstand is of nie, hy onttrek en dit is dan die einde daarvan. Nou weer eens makliker gesê as gedoen. Die probleem wat dit laat is terug by die vorige punt, en dit is dat dit 'n groot mate van onstabiliteit kan skep binne maar ook buite Iran. So dit is 'n baie moeilike kwessie en 'n mens gaan moet sien hoe dit moet uitspeel binne die konteks van wat in die Midde-Ooste gebeur. Miskien net 'n paar opmerkings oor binnelandse politiek in Suid-Afrika. Dalk op 'n ligter noot, Helen Zille, burgemeesterskandidaat in Johannesburg, wat 'n spottenderwyse video vrygestel het waar sy swem in 'n slaggat van 'n pyp wat gebars het in Johannesburg. Blykbaar is die gat al vir 3 jaar 'n probleem en dit is letterlik oornag reggemaak. So dit lyk of sy dienslewering regkry nog voordat sy die burgemeesterskantoor ingeneem het. So ja, interessant om te sien hoe die ANC op haar reageer en hoe hulle probeer om nie toe te laat dat sy minsland uit hulle swak regering en swak dienslewering nie. Dit bly natuurlik 'n tema wat deurlopend aandag kry, deurlopend in die nuus is, en die tekens is dat plaaslike regering in Suid-Afrika eintlik maar toenemend onder druk kom en baie vinniger agteruit gaan as wat 'n mens eintlik besef totdat jy na die detail daarvan begin kyk. Saam met dit natuurlik die koste-eskalerings wat ons sien met plaaslike regering, die mededingingskommissie wat interessante syfers bekend maak dat die krag van elektrisiteit sedert 2020 met 85% gestyg het vir Suid-Afrikaners. Die koste van water met in die 38% gestyg het. Nou dit is skrikwekkende syfers as 'n mens kyk na die swak kwaliteit van dienste wat jy kry. Selfs Eskom, daar's nou wel nie meer beerkrag nie, maar jy het nog steeds baie langdurige en gereelde kragonderbrekings en dit lyk nie of dit regtig beter gaan nie, alhoewel op die oppervlak die dramatiese effek van beerkrag nie meer daar is nie, maar die koste waarteen dit kom is geweldig en dit beïnvloed direk die omstandighede en die beskikbare inkomste van mense wat in baie opsigte nie daai kostes kan dra nie. So hierdie is 'n probleem wat op die langtermyn baie meer aandag moet kry en wat 'n dramatiese effek kan hê op Suid-Afrika in die toekoms. As hierdie vlak van koste-eskalering toegelaat word met gepaardgaande afname in dienskwaliteit, dan gaan ons baie donker tye tegemoet in Suid-Afrika. So dit is nie 'n kwessie wat 'n mens ligtelik moet opneem nie. Dit is 'n baie ernstige saak. Dan ook 'n nuwe regering van provinsiale eenheid in Gauteng, die premier Panyaza Lesufi wat gister 'n nuwe koalisie aangekondig het. Hy het sy koalisieregering vergroot. Hy het nou behalwe Raisi Mzansi en die Patriotic Alliance en die ANC het hy nou ook die EFF ingebring, 'n baie belangrike portefeulje gegee, die van finansies, en daar's blykbaar ook gesprekke om MK-party deel te maak van hierdie provinsiale regering van eenheid. Volgens sy verklaring het hy ook met die DA gepraat. My aanvaarding is dat hulle nie belangstel om by hierdie koalisie betrokke te raak nie. Dit is nou indien hy wel met hulle enigstens gesprek gevoer het. En hy was nog nooit begeerig om in die DA saam te werk nie, dit het ook so gesê.